Dag sê, ek is J.C. Engelbrecht. Sê die Bybel nie dat die wet foutief is nie? Kom ons kyk daarna. Hebreërs 8 vers 8, omdat hy met hulle fout gevind het, sê hy, kyk, daar kom daar, spreek die Here, wanneer ek 'n nuwe verbond sal sluit met die huis van Israel en met die huis van Juda. Stel jou voor dat 'n buurseun vra jou om jou hele grasperk te sny terwyl jy met vakansie is. Hy stem saam en jy sê ek sal jou betaal wanneer ek terugkom. Later as hy na die huis ry, sien hy die voorkant grasperk bly mooi gesny. Maar wanneer jy die agterplaas instap, lyk dit soos 'n oorgroeide oerwoud. Maar wanneer die seun kom om betaal te word, wys jy die agterplaas uit. Sy skuldige kyk sê vir jou, hy het van beter geweet. Maar jy betaal hom die helfte van die ooreengekomde bedrag en stuur hom weg. Stel jy nou voor dat jy 'n paar jaar later met vakansie gaan, jy roep dieselfde seun om jou grasperk te sny. As hy oorkom, maak hy nog 'n ooreenkoms en beklemtoon dat hy die hele grasperk moet sny. Hy stem saam en doen hierdie keer die volledige werk. As jy na hierdie twee scenario's kyk, sou u deur die gevolgtrekking kom dat die eerste ooreenkoms foutief was. Nee, die seun het nie sy einde van die winskoop uitgevoer nie. Die probleem was nie met jou ooreenkoms nie, maar met die seun. God se oorspronklike verbond met Israel was goed. Al word die woord nie met betrekking tot die tweede verbond gebruik, beteken dit nie dat die eerste een 'n probleem gehad het nie. Die kwessie was nie met God se verbond of wet nie. Die probleem was by die mense. Hulle het uiteindelik tot afgode gewend en die Here verlaat. Hebreërs sê dat die volk foutief was, nie die verbond nie. Paulus verduidelik dit wanneer hy skryf, wat die wet nie kon doen nie, omdat dit swak was deur die vlees, het God gedoen deur sy eie seun na die gelykenis van die sondige vlees te stuur. Ter wille van die sonde, hy het die sonde in die vlees veroordeel, sodat die regverdige vereiste van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Romeine 8 vers 3 en 4. Die wet is volmaak. Die probleem is met foutiewe mense wat kies om in die vlees te wandel in plaas van in die gees. Kom ons bid saam. Liewe Here, ek nooi U Gees uit om in my hart te woon, sodat die vereistes van die wet in my vervul kan word. In U kosbare naam. Amen.